Hoe groot is jou God? Ek wonder as ek ons as individue uitnooi om te kom sê, hoe groot is jou God? Wat sal jy sê? Is verbasend hoe konsep werk. Ek het iets geleer van iemand waarna ek luister en waar ek nou opkyk as 'n geestelike leier. En die ding wat ek geleer het is, dit maak nie soveel saak wat die woord sê nie. Dit maak meer saak oor hoe jy die woord sien werk. Dit is belangrik dat jy dit hoor en hoor wat ek sê. Want ek kan een woord vir iemand sê en ons kan almal, as ek iemand vra, wat 'n gedagte het jy omtrent hierdie woord? Dan gaan ons verskillende uitdrukkings kry. As ons sê, onse Vader, of onse groot God, wat dink jy? As ek sê onse Vader, wat dink jy? Wat kom in jou kop op? 'n Vader wat daar ver is, 'n Vader wat so naby is as die asem wat jy inasem. Wat is jou konsep? Wat is jou begrip? Want wat se konsep en begrip jy het, gaan bepaal hoe jy relate teenoor daai God en hoe jy hom sien. Ek wil ons uitdaag. Ek wil nie hê jy moet dinge my manier sien nie. Dis nie hoekom ek hier is nie. Ek wil net hê jy moet kyk wat glo jy in jou hart. Want ons sê, onse Vader. Wat beteken dit? Wat beteken Vader? Wat is jy dan? Jy is sy kind. Sien jy dit so? Weet jy dit? Weet jy dit volkome? As jy ten volle oortuig, jy is sy kind. En sy enigste gedagte vir jou is wat? Is goedheid en liefde. Enigste gedagte. Hy het nie ander gedagtes nie. Hy het nie 'n liefde wat kom en gaan nie. Hy het nie liefde nie. Hy is liefde. En ek weet sommer klaar weer. Ek gaan nie by die boodskap uitkom wat ek gebring. Ek weet dit sommer net. Maar ek wil met ons praat. Ek wil hê dat hierdie God wat ons aanbid moet so realiteit wees en hy moet ons kan uitdaag tot in ons binneste, tot ons gees oor wat ons glo en wat ons sien wanneer ons hom aanbid. Wanneer ons bid tot hom. Wat sien jy? Wat glo jy? Want ek weet vir myself, dit het my jare gevat. Jare en ek wil u die moeite probeer spaar. Moenie doen wat ek gedoen het nie. Want ek onthou tot ek bekering gekom het. Ek onthou hoe almal se idee was om my te verander. Jy moet nou die doen, jy moet nou daai doen, jy moet nou die doen en die is reg en daai, moet nou nie dit nie, moet nou nie dat nie. Terwyl ek in die wêreld was, het dit hulle nie geplan nie. Maar toe ek toe na Jesus toe kom en ek word verander, toe begin dit hulle pla. Een Sondag kan ek inloop 'n sondaar, ek kon dronk gewees het, ek kon wat ook al verslaaf gewees het en wat ook al, en ek het Jesus aangeneem en die volgende Sondag, raai wat het hulle verwag? Ek gaan nie meer dronk inloop nie. Ek gaan nie meer verslaaf inloop nie. Ek gaan nie meer depressed inloop nie. Want ek is nou 'n kind van God. En alles wat ek nou doen word gemeet deur hierdie God. Doen ek die regte ding? Is ek salig genoeg? Is ek heilig genoeg? Is ek regverdig genoeg? Wat was my konsep? Ek het so begeerte gehad om hom te dien, om die regte ding te doen. Ek het so begeerte gehad wat in my gebrand het en gesê alles vir Jesus. En sodra ek uitstap en ek begin iets doen, dan moet nou nie so nie, ek sal nooit vergeet nie. Ai. Dan die Margaret, ek kyk nou sprus vir jou nie, hoor, dit was net per ongeluk, maar ek gaan nou gebruik van 'n ou tannie in die kerk. En die kerk was heilig. Die Bolla is heilig. Wie weet 'n Bolla is heilig? Bolla. Ek sê, as jy nou iemand 'n vrou soek wat heilig, 'n Bolla. En die tannie het daar gesit en ek sal nooit vergeet die eerste keer toe hulle my nooi om te preek, want iemand het 'n roeping op my lewe gesien. En gesê, hy gaan dit en hy sal dit en hy sal die en wonderlike woorde. En ek onthou die eerste keer toe ek gaan preek, toe staan ek daarvoor en my beentjies, jy kan my sien, jy kom my sien bewe.
En die beentjies, hulle was nou bietjie dikker daai tyd, nee, maar jy kon sien, en jy moet die ou kraak in die stem, want jy's nou nie, seker nie, en nou sê ek iets, en dan sê daai tannie, en dan word hy meer senuweeagtig, nou sê ek, en nou kyk ek na haar van, nou dacht ek sal nou kyk of ek iets sê wat sy het nou met niks saamgestem nie, nee, daar was niks reg nie, sy het net, en ek het so weggeloop, so te neergedruk, so wind uit my seil uit, ek het so weggeloop en gedink, Here, ek is so ver, ek is so verwyder, want niemand het vir my gesê nie, hy het ingetrek, hy is in jou, hy is by jou, hy is so naby as die asem wat jy inasem nie. Al wat hulle my geleer het, is om meer godsdienstig te raak, om meer goed vir hom te doen, sodat ek kan wys, ek is dankbaar vir dit wat hy vir my gedoen het. En ek het 'n hele verhouding met hom gemis, alhoewel ek 'n intens liefde vir hom gehad het. Maar ek het hierdie God gesien, wat is jou konsep van God? Ek het die Ou Testament gelees, hulle het vir my gesê, kyk wat doen hy, die aarde gaan oop en hy sluk mense in. Kyk wat doen jy as jy nie reg doen nie, slange pik jou. Kyk wat gebeur as jy nie reg doen nie, mense val net dood neer, kyk wat gebeur as jy naby die berg kom, naby sy heiligheid kom. Jy val om, jy's dood, jy kan hom nie raak nie, jy kan nie naby hom kom nie, hy is ver, hy's heilig, jy's onheilig, jy's 'n sondaar, jy kon ver tekort. En tog in my hart is daar begeerte om net by hom te wees, net 'n kind te wees, net iemand wat ek kan sê, Abba Vader, my bron, van alles wat ek nodig het, maar ek het nooit waardig gevoel nie. Want almal om my het my geoordeel en my gekritiseer oor my geestelike loop. En ek weet, dit was van 'n goeie plek af. Dis al wat hulle geweet het. Dis al wat hulle geken het. Die enigste probleem met daai tipe lewe is, week inkom hulle, week inkom gaan hulle, week inkom hulle, week in gaan hulle, en niks verander nie. 20 jaar later is hulle nog net so dood as wat hulle was toe ek hulle ontmoet het. En dis wat godsdienst doen. Hy druk die lewe uit jou uit. En dan ons begin met hierdie wie's reg en wie's verkeerd, nee. Ons is reg, ons kerk, Pinkstermense, hulle is reg. Nou nie worry oor hierdie en daai nie, hulle doen dit alles verkeerd. En al wat die Vader wil hê is, jy moet weet hoe lief hy jou het, en wat hy vir jou gedoen het, en wat nou joune is, en wat is beskikbaar vir jou. En ons verstaan nie. Kom ek lees vir julle gedeelte. Ons het gesing oor mosterd geloof vandag. Ons het gesing oor geloof, hoe groot is ons God. Laasweek het ek so 'n bietjie gepraat. Ek weet nie van u wat die boodskap geluister het dalk nie. Oor 'n vrou wat geen verbond gehad het nie. Sy het geen regte gehad nie. Haar dogter was van die duiwel besete, wat 'n groot probleem was. Dis 'n vreeslike ding om te aanskou en te weet. Want dis iemand wat totaal beheer is van die vyand. En die vrou het na Jesus toe gekom en sy het geen reg gehad om na hom toe te kom nie. Maar tog het sy aangedring en sy het uitgeroep na hom toe, uitgeroep na hom toe, uitgeroep na hom toe. Soveel so dat sy die disippels begin irriteer het. En hulle toe vir hom sê, asseblief maak haar stil, gee net vir haar, gee dit net vir haar wat sy soek. Laat sy net kan ophou moan en aangaan. Want sy het hierdie begeerte gehad, sy het geweet, hy het iets wat sy nodig het. Hy is die een, hy is die bron. Alhoewel sy geen volk van hom was nie. Hy het haar geïgnoreer. Hy het net stil gebly, hy het niks gesê nie, niks vir haar gedoen nie. Net geïgnoreer. Toe sy disippels met hom praat en sê, doen iets vir haar, toe sê hy vir hulle, ek kan vir haar niks doen nie. Sy is nie van Israel nie. Ek is gestuur vir die volk van Israel. Ek kan niks vir haar doen nie. Maar sy roep uit, Jesus, wees my barmhartig. Here, sy ken hom as Here, sy ken hom as meester, sy ken hom as die verlosser van Israel, sy ken hom as die Messias, en sy het geen verbond met hom nie.
En hy sê vir haar, hy sê, ek kan nie die brood wat vir die kinders bedoel is, vir die hondjies gee nie. Ek kan nie. Sy sê, ek het net 'n krummel nodig. Ek het net 'n krummel nodig. Ek het nie die loaf nodig nie, ek het nie 3 slices nodig nie. Ek het 'n krummel wat van die tafel afval nodig. Dis al wat ek nodig het van nie, net 'n krummel. En Jesus, die Bybel sê, hy was verstom. Hy was verwonderd. Hy het gesê, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos wat jy geglo het. Hy kon nog steeds niks vir haar doen nie. Al wat iets vir haar kon doen was wat? Haar geloof. Laat dit vir jou wees volgens wat jy geglo het. En sy het teruggegaan en haar dogter gevind reg. Vandag wil ek net vir u noem van 'n ander persoon. Dieselfde, ons lees dit in Lukas hoofstuk 7. Die Bybel sê, en hy, nadat hy voor die ore van die volk al sy woorde beëindig het, dit is Jesus, het hy in Kapernaum ingegaan, en die diensknegt van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was ongesteld en het op sterwe gelê. Toe hy dan van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na hom toe gestuur met die versoek aan hom dat hy moes kom en sy diensknegt gesond maak. En toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen. Want hy het ons volk lief en hy het self vir ons 'n sinagoge gebou. En Jesus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor 100 vriende na hom toe om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na u toe te gaan nie. Sê dit maar net 'n woord. Sê maar net 'n woord. Sê maar net 'n woord en my knegt sal gesond word, want ek is ook 'n man wat onder gesag onderwerpe is en ek het soldate onder my en vir die man sê ek gaan en hy gaan en vir die ander een kom en hy kom en vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd en hy het gedraai om na die skare wat hom volg. Ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. En toe die wat hom gestuur was, teruggaan na die huis, vind hulle die siek diensknegt gesond. Wat vir my baie interessant is in die gedeelte en die vorige gedeelte waaroor ek gepraat het, is dat Jesus het nêrens naby die huis gegaan nie. Jesus het nie die duiwel gaan uitdryf nie. Jesus het nie berading gaan doen nie. Jesus het nie enige iets gedoen nie. Hy het net gesê, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. En die hoofman sê vir hom, sê net die woord. Ek wonder hoeveel keer het God vir jou al die woord gesê. Wat is die probleem met geloof? Met ons geloof, met my geloof? Wat is die, kom ek maak het spesifiek. Wat is die vyand se grootste plan met my? Kom ek sê vir u so, sy plan deur die eeue het nog nooit verander nie. Dit is altyd dieselfde. En dit werk, hoekom verander dit nie? Want dit werk. Dit werk nog steeds op my en op jou. Want wanneer God ons 'n woord gee, of wanneer ons sy woord vat en ons sy woord glo en ons autoriteit verstaan soos hoe die hoofman verstaan het, dan is daar iets wat in jou inkom, 'n vastigheid, want dit is wat geloof is. Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. Vaste vertroue. Is nie 'n wankelrige vertroue nie. Dis nie vertroue wat kom en gaan nie. Vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. Die dinge wat jy nog nie sien nie. Dit het nog nie gemanifesteer nie, maar toe jy bid, toe het jy wat gedoen? Ontvang. Wanneer het jy ontvang? Toe jy gebid het. Ja, maar ek het dit nie gesien nie. Dis juis wat geloof sê. Jy het dit nie nou gesien nie, maar dis op pad. En daai reistog tussen, hoe lank is Abraham gewag vir Isak? Enigiemand? 25 jaar. Ja.
Ek en jy word moeg na 25 minute. Want dit het nog nie gebeur, dit wat ons geglo het voor nie. Want ons konsep van hierdie Vader, wat die bron van alles is nog steeds 'n God wat ver is, 'n God wat in die Ou Testament is. As jy en ek die Ou Testament gaan lees, sonder deur die openbaring van wie Jesus Christus is, en jy nie Jesus Christus op daai Ou Testament blaaie sien nie, gaan jy God heeltemal misverstaan. Ek moet dit miskien weer vir u sê. As ek en jy daai Ou Testament gaan lees, as 'n Ou Testament God, en dit al wat hulle gehad het, en ons vat nie en kyk dit deur die lens van Christus Jesus nie, en ons kyk wie hy is op daai blaaie nie, soos die profete geprofeteer het oor hom, elke boek het hom in, elke bladsy het hom in, dis alles oor Jesus, dit gaan altyd oor hom, dis alles oor hom, hy is die sentrale fokus van alles. Maar, nou het ek en jy hierdie ding, van hierdie God wat ver is, hierdie God wat hard is, hierdie God wat ons Vader noem, maar ons moet alle dinge reg kry. Ons moet alle dinge, en die eerste plek waar jy werklik sien wie God die Vader is waar? Is toe hy homself in Jesus sit en hy kom loop op hierdie aarde. Wat sê Jesus van sy verhouding met God die Vader? Wat sê Filippus vir hom? Hy sê, wys ons die Vader. Wat sê Jesus? As jy my gesien het, het jy 'n gedeelte van die Vader gesien. As jy my gesien het, het jy 'n halfte van die Vader gesien. Onthou die ander halfte? Onthou sy ander halfte is baie omgekrap. Sy ander halfte is baie kwaad. Sy ander halfte is baie ver. Onthou daai. Is dit wat hy sê? As jy my gesien het, het jy hom gesien. As jy sien wat ek doen, dan weet jy wat hy doen. As jy weet wat my hart is, dan sien jy sy hart. Ek doen niks wat ek nie die Vader sien doen nie, en ek sê niks wat ek nie die Vader hoor sê nie. Ek is sy absolute uitdrukking van wie hy is op hierdie aarde. En dan kom ons, as kinders van God, en Vader is ver, Jesus bly in my deur sy Heilige Gees, maar hy's nog steeds ver, hy's nog steeds omgekrap, hy's nog steeds kwaad. Hier sien ek 'n man wat geen verbond met God het nie. Inteendeel, hy gaan nie eens na God toe nie. Hy het geweet hy het geen verbond nie. Hy stuur Jode, wat sy vriende is. Hy sê, gaan asseblief na julle meester toe. Gaan sê vir hom, ek het 'n diensknegt. Wie in daai dag, dink jy die Romeine het omgegee oor hulle diensknegte? Die Bybel sê hier, hy praat van want hy was vir hom baie werd. Die Engels sê dit soveel beter. Hy het hom lief gehad, hy het van sy diensknegt gehou. Dit was 'n liefdesverhouding wat hy gehad het met hom. Dit was nie net 'n diensknegt vir hom nie. Hy het omgegee. Hierdie Romeinse centurions wat ons van sien in die Bybel. Hulle speel so 'n groot rol. Selfs by die kruisiging van Jesus staan die hoofman oor 100. Ek weet hopelik ek weet nie oor dieselfde ouens. Die centurions staan daar en toe hulle Jesus sterf, wat sê hy? Hy was waarlik die seun van God. Nikodemus, selfde, centurion oor 100. Eerste een wat die boodskap van die evangelie van Jesus Christus as 'n heiden hoor. Hier sien ons hierdie man, die Bybel sê, hy het die volk lief, en hy is werd, in hulle oë, is hy werd. Asseblief doen vir hom dit wat hy sê. Het Jesus 'n probleem daarmee? Nee, wel, hy is nou nie in my volk nie, ek kan nie niks vir hom doen. Het Jesus 'n probleem gehad hiermee? Jy het hom nie nodig gehad om hom te oorreed nie. Hy het onmiddellik, die Bybel sê, hy het gegaan. Hulle het vir hom gesê, hy is die moeite werd, hy het vir ons 'n sinagoge gebou. Jesus moes, Kapernaum was sy bedieningshoofkwartier. Dis waar hy van bedien het. Hy was in Nasaret gebore, maar die mense in Nasaret het hom nie aanvaar nie. Hulle het hom uitgeskop. Kapernaum is sy hoofkwartier, dis waarvan hy werk. Hy moes baie keer in daai selfde sinagoge ingegaan het en geweet het. Hierdie man het dit vir hulle gebou, sê die Bybel vir ons. Jesus het saam met hulle gegaan. Maar toe hy nie meer ver, en dit was die ding, daar was 'n breekie so tussen die kommunikasie.
Die hoofman het vir hulle gesê, gaan sê vir hom van my probleem. Die hoofman het nie uitdrukking gegee, bring hom terug na my huis toe nie. Hulle en baie keer vind jy dit, as die mense van God, ons wil baie belangrik lyk en baie belangrik voel, so hulle gaan haal Jesus en bring hom terug. En toe hy nie ver was nie, toe stop die hoofman, het sê, wag, gaan sê vir hom, toe stuur hy sy vriende, gaan sê vir hom, ek is nie die moeite werd dat hy onder my dak kan kom nie, gaan sê vir hom, stop daar, dis nie wat ek wou gehad het nie, ek wou nie eers uitnooi nie, ek is nie werd dat hy onder my dak kan kom nie, bly daar. En dan sê hierdie amazing ding, ek weet hoe God werk. Ek weet hoe autoriteit werk. Enigiemand in die army, was in die army, enigiemand, 'n paar van ons. Ek het so 'n sergeantjie gehad, hy was so hoog, en hy het so 'n snorretjie gehad, wat hy so gedraai het die hele tyd. En ek weet, one-on-one, het hy nie 'n kans gestaan nie. One-on-one, daar was nie 'n manier nie. Maar dan kom staan hy so voor jou, en dan trek hy sy neusie so hier teen, hy kan nie eens bykom nie, hy druk hom hier so onder teen. Sê vir jou klomp goedjies, wat hy nou nie so noemenswaardig is nie, vertel jou van jou voorgeslag, en jou nageslag, en jou alle geslagte. En dan sê hy vir jou, gaan, om hy paal en terug. Dan kom jy terug. Hy was 'n klein lamsak regtig. Maar hy het autoriteit gehad. Hy het verstaan hoe dit werk. Die Bybel sê, hierdie man sê, hy sê, ek verstaan hoe die ding werk. Ek sê vir party, gaan. Selfde opdrag wat Jesus in my vir my en jou gegee het. Gaan in die wêreld in. Gaan wys vir die wêreld hoe ek lyk. Gaan. Ek sê vir die een, gaan, en wat doen hy? Hy gaan. Want hy verstaan my autoriteit. Hy staan nie oor nie, maar ek weet nou of dit vir my is nie, ek weet nie of dit God is, sy bedoeling vir my is nie, gaan. Verander sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee, kom, en jy kom, as jy nie kom nie, kry jy nie, gaan kom, en ek sê vir die een, doen dit, en hy doen dit, ek sê vir hulle, volg my woord is die waarheid, en hulle doen dit, maak so, en hulle doen dit, want hulle verstaan autoriteit, hulle verstaan hoe ons praat. Jesus draai om na die skare toe, en hy sê vir hulle, hy is verwonderd, sê die Bybel. Hy sê vir die hele skare, ek het nog nooit sulke geloof gesien nie, nie in die hele Israel nie. Hy gaan nie verder nie, hy loop nie verder nie, daai man het vir hom gesê, ek verstaan hoe dit werk, ek verstaan hoe die koninkryk werk, ek verstaan wie u is, sê die woord en ek sal gaan. En hy het sy woord gestuur. En die Bybel sê vir ons in Psalm 107, dink ek, hy het sy woord gestuur en hulle gesond gemaak. Hy het sy woord gestuur. Hy was van daai oomblik af gesond gemaak. 'n paar applikasievrae vir my en vir jou vanmiddag. Wie is daar in jou lewe vir wie jy instaan? Is daar 'n diensknegt? Is daar 'n persoon in jou familie vir wie jy instaan? Verstaan jy hoe autoriteit werk? Verstaan jy wat jy doen wanneer jy bid? Hoe bid jy vir daai persoon? Wat sê jou woorde? Wat sien jy? Wat sien jy in God? Wat sien jy in God die Vader? Sien jy God wat ver is, wat miskien sal antwoord, ek is nie seker nie, want ek moet al die regte dinge doen. Weet jy wat, ek sê vir my vrou vanmiddag toe ons hiernatoe ry, ons maak die ding so complicated. Oh my goodness. Want ons het soveel verskonings hoekom God nie geantwoord het nie. Ons het soveel verskonings hoekom ons nou nie waardig was nie. En ons het nou nie die regte manier gebid nie. En jy het nie in die naam van Jesus gebid nie. En jy het seker sonde in jou lewe. En jy die en jy daai. En daar's soveel verskonings. En dan lees ek hier die woord. En ek sien geen verskonings nie. Ek sien net, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Ek hoef nie in jou huis toe te kom nie. Jy hoef nie te kom vir berading nie. Jy hoef nie te kom vir bevryding nie. Dis alles, ek glo in daai goed. Maar in hierdie oomblikke, daar's 'n autoriteit wanneer jy dit verstaan, dat wanneer jy praat, vriend, verander omstandighede. Want ek verstaan die autoriteit wat in my is.
Al daai tannies en oompies wat goed bedoel het geen benul gehad van die God waarvan ek praat nie. Daar was geen werklikheid van sy krag, vir sy teenwoordigheid, van enige iets in hulle lewe nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, of vanmiddag vir jou sê, as ek moet gaan bid, en ek kan nie glo dat dit wat ek gaan sê, en dit wat ek bid gaan gebeur nie, hoekom sal ek dit doen? Hoekom sal ek my tyd mors, om 'n klomp woorde te gaan sê, wat niks beteken nie? Maar wanneer ek verstaan dat God het ingetrek, hy het my, they that are joined to the Lord, is one spirit with him. Toe ons die diens begin het ek vir jou gesê, as jy met hierdie kop gaan probeer verstaan wat ek sê, dit gaan nie vir jou sin maak nie. Dit kan nie vir jou sin maak nie. Dit kan nie. Die natuurlike mens kan die dinge van die Gees van God nie verstaan nie. Dis vir hom wat? Dwaasheid. Dwaasheid. Om te kan dink dat die God wat die hemel ingemaak het in my ingetrek en hom saamgesmelt met my en ek is nou 'n nuwe skepping in hom en alle dinge is moontlik vir my wat glo. Hoekom gebeur dit nie? Hoekom werk dit nie, Johan? Ek hoor wat jy sê, ek glo dit. Ons glo dit nie. Want die vyand kom met een ding wat hy nog altyd mee gekom het en al wat hy jou vra, het God werklik gesê? Het God werklik gesê? In plaas daarvan dat ons sê, ja, hy het werklik gesê. Ek is nou nie seker nie, ek weet hy het gesê, almal, maar hy bedoel nou nie almal nie, hy bedoel nou almal wat so en die, en ek weet hy het nou gesê, weet alles wat julle die Vader in my naam vra, dit gaan hy vir julle doen, maar hy bedoel nou nie alles nie, hy bedoel nou net alles volgens sy wil, en sy reg, en sy ding, en as ek al die boksies getik het, dan gaan hy dit nou vir my doen, want dan is alles nou reg. Dis wat hy gesê het. En dan kom ons en ons sê, ja, hy het gesê, as ek alles in sy naam vra, en dan kom hy en dan sê hy net vir jou een ding, dan sê hy net vir jou, ja, maar jy weet jy hoekom antwoord hy nie, want hy hou terug van jou af. Ons het hierdie konsep van 'n vader wat sy enige gebore seun gegee het, terwyl ek en jy nog sondaars was, hom sonde vir ons gemaak het, hom verbrysel het, hom vir my en vir jou gegee het in ons plek, en vir my en vir jou gesê, toe hy daai bloed vat en hy dra dit in die hemel in, na sy opstanding, en hy gee dit vir God die Vader, en hy sê, hier's die versoeningsbloed vir hulle lewe, en God aanvaar die bloed, vir al die sonde van die hele wêreld, eens en vir altyd. Selfs dit, ek weet jou, as ek jou vra, wat beteken dit? Sien jy dit so? Glo jy dit? Glo jy dit? Al die bloed van Jesus was genoeg vir al die sonde van die hele wêreld, eens vir altyd. En Vader staan daar en hy vat die bloed en hy sê, dankie my seun. En hy sê, Heilige Gees, gaan vul hulle, gaan bly in hulle. Gaan wys hulle wat die seun betaal het. Gaan wys hulle wat hulle erfdeel. Gaan wys wie hulle is. En dan loop ons rond en ons stamp ons koppe en ons val heel want ons is so onseker. Want die vyand hoef net een ding toe kom vra. Het God regtig gesê, jy en hy is een? Wat sien jy? As ek jou dit sê, wat voel jy? Voel jy angs? Voel jy kwaad? Voel jy omgekrap? Voel jy geïrriteerd? Wat voel jy? Jy en God is een. As dit waar is, en dit is, wat is moontlik? As die stelling wat ek gemaak het, waar is en dit is, wat is moontlik? Alles. Alles is moontlik. Die enige ding wat my jou terughou van die koninkryk van God af is hierdie kop. Is hierdie ding tussen die ore. Hierdie dingetjie wat nie wil glo wat hier gebeur nie. Ek wil jou vanmôre toe ek preek, toe wil ek uit hierdie liggaam uitklim.
Toe word ek so opgewonde, ek het nie eens naby niks uitgekom nie. Ek weet nie eens wat ek gesê het nie, want hier binne in my het begin borrel hierdie God wat ek dien. Hierdie God wat heilig is. Hierdie God wat almagtig is. Hierdie God wat sy lewe gegee het om saam met my gesmeld te word, sodat hy vir my kan sê, as jy verstaan Johan, as jy verstaan hoe geloof werk, as jy kan die autoriteit verstaan, dit wat ek jou gegee het, dit wie jy is in my, kan jy jou wêreld verander, kan jy jou lewe verander. Maar ek en jy moet glo en vashou in geloof. Jy moet kan staan in geloof, dat wanneer ek gebid het, glo ek ontvang, en dis die einde van die situasie. En daar gaan baie mense kom, wat jou gaan probeer uitpraat, en dit wat God gesê het, en ons het vanmiddag, toe ons begin het ons gehoor deur die Gees van die Here, ek maak jou pad gelyk. Joego, kom speel. Ons gaan net saam bid. Vriend, is so 'n eenvoudige boodskap. Daar's soveel dinge wat ons kan sê oor geloof en dinge wat ons kan doen. Maar ek wil jou uitdaag oor die konsep van wie is God die Vader in jou lewe. Wie sien jy? Wat sien jy? Wat glo jy? Wat is moontlik vir jou? Ek wonder of jy vandag al daai rubbish wat ons dink en al daai omstandighede en ek weet, Joego vra my toe ek ingeloop het, hoe was jou week? Was willer as die wildtuin, man. Jy weet wat? In die pressure cooker van die lewe, in die pressure cooker, en jy voel alles is teen jou en niks wil werk nie en niks wil gaan nie, en tog is daar hierdie bron, hierdie God, hierdie Vader aan die binnekant wat uitroep en sê alle dinge is moontlik vir jou. Hou jou kop op. Wees getrou. Glo my net. Glo my woord. Staan op my woord. Spreek my woord in jou hart, in jou mond, in jou hart, in jou mond, in jou hart, in jou mond. Totdat dit wat jy verwag, dit wat jy verwag van my sal manifesteer. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Staan saam met my. Ek wil jou vra, maak jou oë toe vir my vir 'n oomblik en net besigheid met jouself. Wat soek jy van God af? Wat het jy nodig vandag? Wat is die nommer 1 ding wat jy nodig het? Wat jy sê, weet jy wat, ek het vrede nodig. Vandag, bo alles, bo geld en bo finansies en bo werkgeleenthede en bo al, miskien is dit vrede. Het jy geweet dat die vrede wat jy nodig het, is klaar in jou? Ek gaan dit nie by God kry en vir jou gee nie. Dis klaar in jou. Al wat ek moet kan doen is jou kan lei deur die Heilige Gees om te vat dit wat klaar in jou is. Alles wat ons buitekant onsself soek, is nutteloos, vriend. Dit is nie aan die buitekant nie. Niks aan die buitekant kan die binnekant vervul nie. Daar is een wat die binnekant vervul en sy naam is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En hy is aan die binnekant van jou en hy leef daar. En die vrede en alles wat jy nodig het is nou daar. Maar my vraag aan jou vanmiddag is, kan jy bewus word van hom? Vir Eve, dan was miskien vir Eve wat voor my sal, jy het nog nooit net, die Bybel, ons sê dit, wees stil en weet dat ek God is. Kom ek vra jou hierdie week, hoeveel keer het jy gaan stil wees en geweet dat hy God is? Dis 'n rympie, dis 'n versie wat ons sê, want dit klink goed. Hoeveel keer het ek en jy stil geword? Wanneer ek in die oomblik vir jou sê, word stil en word bewus van hom. Hoeveel van u kan dit doen? Ons is so vasgevang in ons gedagtegange en ons identiteit met wie ons dink ons is. Terwyl ons 'n nuwe skepping het diep in ons gees, waar God woon, waar hy die hoogste autoriteit het, waar hy vir jou sê alle dinge is moontlik, waar hy vir jou sê ek wil jou lei, ek wil deur jou werk, ek wil jou vat, ek wil jou hand vat, ek wil elke besluit hê, ek wil daar wees in jou ingaan, jou uitgaan, wat ook al jy doen, ek is met jou, ek gaan jou nooit begewe nie, ek gaan jou nooit verlaat nie. Kan jy bewus word? Shokorabadina. Ek gaan nie 'n minuut gee.
Dit gaan soos 'n eeu voel. Ek gaan nie 'n minuut gee om rustig en kalm te word. Daai God wat jy soek is so naby as die asem wat jy inasem. Hy's reg hier by jou nou. God gaan wonderwerke doen in 'n oomblik wat jy miskien gedink het is heeltemal onmoontlik. Daarom wil ek hê jy moet baie beslis wees met wat soek jy van hom vandag. Wat het jy nodig om jou lewe te verander? Miskien is dit 'n geliefde oor see. Miskien is dit iemand naby, miskien is dit familielid. Miskien is dit werkskollega, miskien is dit wat ook al dit is. Ons gaan die demonstrasie van God sien in aksie vandag, nou. Sonder twyfel. Tussen jou en hom, sê vir hom wat soek jy? Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Amen.